Here, as ons hierdie lied na luister, dit is wel met my siel. Dit gaan goed met my lewe. Dan is dit omdat U gesorg het vir ons. En dankie dat ons dan ook op 'n manier vir U kan teruggee, dit waarmee U vir ons sorg, sodat ons ook ander daarmee kan versorg. Verheerlik U naam, Here, in die manier waarop ons daarmee werk. In Jesus se naam alleen. Amen. Ons teks vir vanoggend is 1 Konings 18. Dis die teks wat ek vir julle deurgestuur het. Nou vanoggend is in die kerk se kalender is 'n toerusting Sondag. En baie dankie vir die van julle wat vir my vra en opmerkings gestuur het. Ek het groot waardering. Ek gaan nou 'n bietjie daarna sê, maar vir so 'n toerusting Sondag met die oog op toerusting Sondag. Die eerste ding wat jy natuurlik moet hê is jou Bybel. Want dis die Bybel, dis die boek waar jy gaan werk. Maar ek wil so twee ander boeke aanbeveel wat jy regtig kan gebruik. Die een is die Christelike Kern Ensiklopedie wat Lux Verbi uitgegee het. Die Christelike Kern Ensiklopedie. Baie van die tipe van goeders en van die mense wat in die kerk gewerk het, dis gaan oor meer as net die Bybel. Is die Christelike Kern Ensiklopedie. Ek dink dit is 'n fantastiese boek om te hê, om te gebruik as jy iets wil opslaan. Die ander een is 'n konkordansie. Nou ek het my Strongs konkordansie. Dit is die mees gesaghebende konkordansie in die wêreld, as ek dit so kan stel. Hy bevat elke woord wat in die Bybel geskrywe staan, is hierin, met waar hy voorkom en alles. Dit is nou net in Engels, maar jy's baie welkom. Is 'n fantastiese boek. Ek gebruik die elektroniese een, dis hoekom myne nog so 'n mooi toestand is. Maar dis 'n fantastiese bron as jy wil naslaan waar kom 'n woord of 'n saak voor. Die Afrikaanse een is die bekende Meinhard konkordansie wat ons het. Ek gebruik hom nog van my jeugjare af, van seker van standaard 8 af, my pa het my een gegee. En hierdie is nie daardie een nie, daai een is 'n bietjie verbeerd al. Maar hierdie Meinhard konkordansie bly een van die beste Afrikaanse konkordansies wat daar is. Hy is gebaseer op die ou Afrikaanse vertaling. So as jy hom gebruik, gaan jy moet onthou wat is die woord in die ou Afrikaanse vertaling as jy hom wil opsoek, of as jy 'n woord in jou teks het, dan gaan jy onthou jy moet kry. Professor Johan Heinz het wel een uitgebring op die 1983 vertaling, maar ek dink nie hy is enigstens meer beskikbaar nie. Daar was 'n beperkte oplaag gewees van dit. Maar die wonderlike is, daar's iets soos die webwerf. Nou op die webwerf kan jy gaan, eSword is die een wat ek die heel meeste gebruik, dis gratis en verniet. So jy gaan na eSword toe, en dan laai jy hom af, en dan kan jy 'n klomp goed aflaai. Ek werk spesifiek met hulle Grieks en Hebreëus, omdat dit dan vir my hierdie Strong konkordansie se verwysingsnommer gee, en dan kan ek lekker gaan opkyk na dit. So eSword is 'n baie lekker een, en 'n ander een is BibleHub. Maar vir BibleHub moet jy pas op vir die Afrikaanse vertaling. Die Afrikaanse vertaling daarvan is 'n vertaling wat hulle self gedoen het. Dis nie 'n gemagtigde vertaling nie, so hy gaan verskil van die vertaling wat ons het. Maar dis weer ook 'n wonderlike ene waar jy verskillende woorde kan opsoek. So vir toerusting is daar iets. Gaan kyk op die webwerwe. Wees net versigtig na watter goed jy gaan kyk. Gaan kyk na erkende bronne. Nou as ek kan terugkom by die teks vanoggend en vir die van julle wat gereageer het, ek is so bly julle sien dit raak, want julle bevestig net so baie van die goed wat ek ook raak sien. Die feit van Elia se onwrigbare geloof, sy gehoorsaamheid aan God en sy vreesloosheid wanneer hy selfs met Agab te doen het. Die hele feit dat God die enigste God is, dat daar geen alternatiewe is vir God nie. Die feit dat Agab die verantwoordelikheid wil aanvaar vir die feit dat hy deel is van die probleem nie. Dit is baie interessant, toe ek lees kon ek nie anders as in ons eie situasie nie. Maar die koning wou nie eienaarskap aanvaar vir die situasie in sy land nie, en dat hy 'n deel gehad het aan die probleme daar nie. Wat opgeval het was, iemand raak gesien, dit is, hoekom was dit by die aandoffer? Hoekom gebeur dit? En ek gaan dit net probeer aansluit by. Volharding gedagte het ek gekry, genoem, ook by die 7 maal wat Elia se knegg dan moet gaan kyk of daar dan al 'n bietjie reën op pad is. Nou die aandoffer het te doen met die feit dat die aandoffer sluit die vorige dag af, want na sononder begin die nuwe dag. Onthou die Jode werk anders as ons.
hulle dag eindig met son onder en begin met son op. So die aandoffer is eintlik dieselfde as ons aandgebede wat jy dan doen. Dit kan dalk nog lig wees, maar die son is klaar weg. Dan begin die nuwe dag. Ek dink die getal 7 het ook te doen met die skepping wat ons het, en dat dan in 'n sekere mate, en van die kerkvaders sien dit ook raak, so dat die 7de getal is die getal waar die skepping voltooi is. God sê dit is nou verby. Nou begin 'n nuwe dag. Die een in Jesus Christus is natuurlik waar die kerkvaders by uitkom. En dan sê hulle ook dat wanneer die perd uitgaan om te gaan kyk of die reën al kom, dan is dit die gelowiges wat gaan kyk en Jesus se terugkoms verwag. So dis die maniere waarop 'n mens dan nou kan kry hoe daar oor hierdie teksgedeelte gedink is. Ek gaan eers mos die teks saam lees. 1 Konings 18 vers 1. Na 'n lang tyd, nou dit word nie dit wys nie op 'n bepaalde tyd nie. Omtrent 3 jaar het die woord van die Here tot Elia gekom. So hoofstuk 17 het in 'n baie kort tydjie plaasgevind. En dan is daar die 3 jaar droogte wat ons kry. Het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: "Gaan na Agab toe, moenie langer vir hom wegkruip nie." En dan belangrik, ek wil dit weer in die land laat reën. Dit gaan nie hier oor Agab of Elia se geite nie. Dit gaan nie oor God se wil. Elia het na Agab toe gegaan. Die swaar hongersnood het nog voortgeduur in Samaria. Agab, wat dit dus daarmee kry, met ander woorde, as dit spesifiek gesê word, het voortgeduur in Samaria, dan beteken dit daar was ander omstreke gewees, waarop die droogte en die hongersnood eintlik al opgehef is. Maar in Samaria, waar Agab dan nou is, en waartoe die Here vir Elia stuur, is dit nog steeds hongersnood. Agab het vir Obadja, die paleisopsigter, na hom toe laat kom. Obadja het die Here pligsgetrou gedien. Toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het Obadja 100 geneem en hulle 50 in grotte weggesteek en hulle van kos en water voorsien. In ander woorde vir die ongeveer 3 jaar, want sover ons dit het Isebel die profete van God laat doodmaak aan die begin van die droogte om vir Baal te kry. Baal is die god van donderweer en van reën en van vrugbaarheid, dat hy tog nou maar moet sien, maar hulle is dan aan Baal se kant. Agab het vir Obadja gesê: "Kom ons trek hierdie land na elke fontein en spruit toe. Dalk kry ons gras om die perde en muile aan die lewe te hou." Hou 'n bietjie in gedagte. Dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Dan hoor ons kry iets hierso van hoe belangrik perde en muile is en dat hulle dan ook uit omgee vir die diere, eerder as dat die diere dan ly, dat hulle dan uitsit. Hulle het die land tussen hulle verdeel. Agab het alleen in een rigting gegaan en Obadja alleen in 'n ander rigting. En terwyl Obadja onderweg was, kom Elia hom met eens tegemoet. Obadja het hom herken en voor hom op sy knieë geval en gesê: "Maar u is mos Elia." Elia sê vir hom: "Ja, dis ek." "Gaan sê vir die koning, Elia is hier." Nou, hoekom sê hy nie ek is hier nie? Want die naam van Elia beteken ek is die Here is God. So wat Elia eintlik vir Obadja sê, is gaan sê vir Agab, die Here is hierso. Maar Obadja sê: "Watter sonde het ek gedoen dat u my aan Agab uitlewer om my dood te maak?" Jy sal onthou, dit was presies dieselfde woorde van die vrou gewees toe haar seentjie dood is. "So seker as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar die koning u nie probeer opspoor het nie. As hulle sê Elia is nie hier nie, het die koninkryk of die nasie met 'n eed laat bevestig dat hulle u nie kon kry nie. En nou kom sê u my sommer, gaan sê vir die koning Elia is hierso. As ek nou af van u af sou weggaan en die gees van die Here neem u weg, sonder dat ek weet waarheen, en ek gaan vertel vir Agab, ek het vir u gesien, maar hy kan u nie kry nie, dan gaan hy my beslis doodmaak. En dit terwyl ek die Here van my jeug af dien. Het hulle u nie vertel wat ek gedoen het toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het nie? Dat ek 100 profete van die Here 50 in grotte weggesteek het en hulle van kos en water voorsien het. En nou stuur hy my sommer om vir koning Agab te gaan sê, Elia is hier. Hy sal my mos doodmaak." Maar Elia sê vir Obadja: "So seker as die Here leef, die Almagtige in wie se diens ek staan," jy sal onthou, dis die eerste woorde ook in hoofstuk 17, "ek sal sorg dat Agab my vandag nog sien." Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel vir hom, en Agab het na Elia toe gekom. Net ons sover wat ons gaan saam lees vanoggend uit hierdie gedeelte. Daar's baie mense wat nie Christene is nie, of gelowiges is selfs nie,
wat tog glo aan 'n opperwese. Iemand wat verantwoordelikheid moet neem vir die aarde en die bestaan van die aarde, hoe dit tot stand gekom het en wat daarvan gaan word. Maar dit het nie 'n wesenlike invloed op hoe hulle alledaagse lewe leef nie. Elke Sondag, in elke erediens, doen ons op verskillende maniere belydenis van ons geloof in die God wat ons bely. Dit begin met ons voorsang, waarin ons God verheerlik. Dit gaan oor na die fotum toe, waar die byeenkoms in die naam van die Here geproklameer en gekonstitueer word. Dit is groot woorde wat eenvoudig beteken, 'n erediens is anderster as wanneer ons sommer net rondom die vuur staan en oor die Here gesels. Hierso sê ons, hier is God teenwoordig, formeel teenwoordig. Dit is 'n baie belangrike deel van die fotum se betekenis. En dan gaan ons oor, en ons doen ons preek, ons doen ons sang, ons doen ons gebede, en alles gebeur binne hierdie raamwerk van die Heilige Gees se werking tydens die erediens. Ons luister na God se wet op verskillende maniere. Ons bely ons skuld, wat ons verkeerd gedoen het. Ons oordink die skrifgedeelte van die dag, die preek. Ons stap hier uit met goeie bedoelings, wel wetens dat bedoelings is nog nie optrede of dade nie. Hoe leef ek in die week? Dis die vraag wat ek wil stel. Hoeveel keer moet God elke week vir ons herinner oor wat ons beloof het op 'n Sondag in die erediens en wat ons doen gedurende die week? Nou elke keer wat ons dan maar elke Sondag, volgende Sondag kom ons terug en sê, Here, ons is nou jammer, ons het bedoel om so goed en dat te doen, maar ons het misluk. Ons het dit nie gemaak nie. Vanoggend wil ek minder klem lê op Elia en sy geloof, maar op 'n ander gelowige in hierdie Elia verhaal, Obadja. Daar is nie sekerheid of hierdie Obadja die Obadja is wat die profeet ook is wat 'n eie boek het nie. Sy naam is afgelei van die twee Hebreëse begrippe, Evet, Jahwe. Evet wat beteken knegg, en ja, wat dan 'n afkorting is van Jahwe. Met ander woorde, sy naam beteken, ek is 'n knegg van die Here. En dit sien ons op verskillende maniere in wat hy vertel, uitspeel. Ons kry die gedagte van Evet Jahwe, knegg van die Here, natuurlik baie sterk in Jesaja. En dan kry ons dat Evet Jahwe, die knegg van die Here, beginsel, is die grondvlak van die hele Markus evangelie. Markus se evangelie is gebou op Jesaja se Evet Jahwe gedagtes. Terwyl Elia met God 'n pad loop by die krukspruit, by die weduwee in Sarfat in Sidon en by die bokamer 'n wonderwerk doen, is Obadja se lewe heeltemal 'n ander toneel. Hy lewe voortdurend onder die swaard. Hy is elke dag by die koning, want hy is die paleisopsigter. Maar hy lewe voortdurend met die vrees dat Isebel wil die diensknegte van die Here doodmaak. Hy was 'n gelowige man wat die Here van sy jeug af gedien het, skryf die skrif. Hy versorg die 150 wat nie die knie voor Baal gebuig het. En dan die ironie is natuurlik dat ons later in hoofstuk 19 kry ons dat die Here sê, dat is nie net 100 gewees nie, daar was 7000 wat nie die knie gebuig het. So was baie mense gewees wat onder die dekmantel die Here bly dien het. Maar Obadja bevind hom in 'n baie moeilike situasie. Koning Agab en die volk van die Here het afgedwaal. Agab se vrou Isebel het selfs die profete van die Here laat doodmaak, en Obadja, die gelowige, die paleisopsigter van die goddelose Agab, moes alles wat hy het gebruik om kinders van die Here, gelowiges, medegelowiges, te beskerm. Dit vind tog trek mense aandag dat Obadja op so 'n manier moes gelewe het dat die mense tog moes geweet het hy's anders as die ander. Hy's beslis anders as Isebel se profete. En daar was 'n hele klomp van hulle, 400. En dat Obadja dan met ander woorde hierdie baie nou lyntjie moes stap. En die enigste ding wat hom gered is die feit dat Agab hom nog nodig gehad het. As Agab nie meer vir Obadja nodig gehad het nie, dan was Obadja waarskynlik ook dood. En so sien ons hoe die Here in sy voorsiening vir Obadja soveel guns by Agab gee,
dat Agab van hierdie gelowige nie kan ontsla raak nie. Miskien het een van die ouens vanuit die sielkundige hoek gesê, miskien was Obadja net Agab se gewete, wat gesê het, ek het daarom nie almal laat doodmaak nie. Ek het daarom hierdie een beskerm. Anders as Elia, die uitgesproke en konfronterende en uitdagende profeet, is Obadja die knegg wat stilletjies sy ding doen. Obadja, wat sy naam die knegg van die Here beteken, is ook die knegg van Agab, die goddelose koning. En solank hy sy in die koning getrou bly, sy pligte as beleidsopsigter goed nakom, is dit vir Agab genoeg rede om hom daar te hou. En ons kan nie anders nie, as om te sien hoe die Here selfs in die moeilikste omstandighede sy mense laat werk, sy knegte laat diens doen. Die Here het aan Obadja besondere gawes en talente gegee. En volgens Rashi, die Joodse kommentaar, het hy vir Obadja spesiale fondse voorsien, om te kon voorsien in die brood en water waarmee hy daai 100 profete wat hy weggesteek het, te kon versorg. Die Here het gemaak dat die koning nie sonder hierdie gelowige kon klaarkom nie. En dit laat my baie dink aan die verhaal van Daniël ook. Dat ook in Daniël se verhaal kry ons dat die gelowige word onontbeerlik vir die ongelowiges. Nie as gevolg van hulle geloof nie, maar as gevolg van hulle funksionaliteit, as gevolg van dit wat hulle in die koninkryk bydra. En ons moet juis God se naam hierin vereer en verheerlik, dat hy gawes ook aan diensknegte van hom gee, wat selfs ongelowiges maak, dat al glo hulle nie, tog op 'n goeie manier met die gelowiges omwerk. Juist dan kry ons as gelowiges die geleentheid om te kan getuig, sonder om 'n enkele woord te kan sê. Die manier waarop ek my werk doen, by 'n ongelowige baas, sê iets van my oortuigings en van my geloof. Ons het mos in Afrikaans die spreekwoord gesê, dade praat harder as woorde. Die Here het Obadja gebruik om 100 van sy profete in die lewe te hou deur hulle weg te steek. En in die tyd van die droogte het hy gesorg vir kos en water vir hulle om te lewe. En alles is deur die Here voorsien. Soos wat Isebel vir haar 400 Baalpriesters voorsien het en hulle aan haar tafel geëet het. So met ander woorde lekker vet maaltye geniet het. Lees ons dat die kinders van die Here moet tevrede wees met brood en water. Daar's verskeie verhale wat tans hier rond te doen oor mense wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog gewaag het om Jode te red. Daar's verskeie verhale van moedige mense, moedige gelowiges wat tans in die konflik in die Midde-Ooste, in Oekraïne, in Midde-Afrika, in die konflikgebiede, hulle lewens waag, want God het hulle daar geplaas, om te sorg vir medegelowiges. Die Here bly getrou, deur mense, mans en vroue, te bly roep, om die genade van God teenoor mense uit te leef. En daarom is Matteus 16 vers 18 waar, die poorte van die doderyk kan nie die kerk oorwin nie. Die volk Israel het destyds so ver van die Here afgedwaal, dat hulle glad nie eens meer geweet het wat gaan vir wat nie. En daarom kom Elia en hy beskuldig hulle in vers 21 en hy sê vir hulle, julle hink op twee gedagtes. Julle wil nie 'n wilsbesluit neem nie. Selfs wat ons by Joshua kry. Kies dan vandag vir wie julle wil dien. As dit die Here is, dien hom. Maar moet nie dan eendag so, dan ander dag anderster wees nie. Daar staan letterlik dat hulle in twee gedagtes vasgevang is. En dat hulle nie 'n besluit wil neem nie. Dis 'n wilsbesluit. Om te glo is 'n wilsbesluit wat ek en jy neem vir die Here. Hoekom was dit dan nodig dat hulle moes kies? Hulle is mos die volk van die Here. Dit sou so gewees het as hulle dade dit gewys het. Maar dit gebeur nie. Die volk Israel het die Here nie meer alleen gedien nie. Hulle wou net hulle self aan alle kante dek. As die Here dalk per ongeluk nie dalk die Here, die enigste Here is nie, dan moet ek daarom sorg dat ek 'n agterdeur het. En daaroor is dit vir my belangrik dat julle dit raak gesien het, die van julle wat my laat weet het, dat die onwrigbare geloof dat God alleen God is 'n belangrike ding. Hy sê jaloerse God.
God deel nie sy naam nie. God deel nie sy godheid met enige iemand nie. Hy is 'n jaloerse God. En daarom kom die Here Jesus ook later sê vir ons, Matteus 6 vers 24, is of God of iets anders. En Jesus gebruik die beeld van mammon. Mammon is maar net gemak en rykdom. En die vraag wat ek vanoggend vir myself vra en ook vir julle is, het ons al gekies? En hoe leef ons dan? Israel het die voordeel dat hulle kan terugkyk na hulle geskiedenis en by elke keer kan sê, God was daar. God het uitgehelp. Ek en jy kan terugkyk op ons geskiedenisse en ons kan vir mekaar sê, maar daar het God my gehelp. En daar het God my gehelp. Daar het God ons volk gehelp. Daar het God ons gesin gehelp. Daar was 'n Noag, daar was 'n Abraham, daar was 'n Moses, 'n Joshua, Dawid en nog al die ander meer. Maar wanneer Elia vir hulle op die berg Karmel daarmee konfronteer, dan maak hulle asof hulle niks onthou nie. Dan bly hulle stil. Hulle is nie bereid om standpunt in te neem nie. Hulle soek bewyse vir nou. Klink vir my so bekend. Want ek het dikwels dat mense bewyse soek vir God se bestaan, God se omgee nou en in hierdie tyd. Altyd verskonings om uit te stel om die Here te dien, om die Here te volg. Bewyse bring nie reddende geloof nie. Ek het dit verlede week begin probeer uitwys met die duiwels wat ook glo en dit is tot hulle nadeel. Elia en Obadja het twee basiese maniere van getuig. En ek wil dit koppel aan die reën wat in die verhaal so 'n belangrike rol speel. Elia se manier van getuig is een van storms en vloede. Kyk, as Elia kom, dan kom hy met alle mag. Hy kom met donderstorms, hy kom met donderweer, hy kom met vloede. Hy vat alles voor hom eenvoudig weg. Dis Elia se manier van doen. Sy manier van doen is vernietigend van aard. Obadja se manier getuig van iets anders. Obadja is dan, as jy in die nag wakker word en jy luister en iets op die dak vertel vir jou, iets gaan aan buitekant. En dan het in die tussentyd dit saggies begin reën. Daar was geen donderweer nie, daar was geen wind nie. Dit het net saggies begin reën. En Obadja se manier is die manier van versorging, rustigheid, voedend. Obadja se naam se betekenis kan net so maklik op Jesus op van toepassing gemaak word. Rustig, saggies, die ware knegt van God. Dis interessant dat die Nuwe Testament vergelyk Johannes die Doper met Elia. Want Johannes die Doper was daardie tipe Elia profeet gewees. Woedend, kragtig, sterk. Jesus is die Obadja, die knegt van die Here. Saggies. Hy's daar, hy kuier saam met hulle. Hy sing saam met hulle, bly saam met hulle. En wat my opval is dan dat die Here Jesus se manier van doen juis ook die van Obadja is, van knegt van die Here. En dat ons die manier waarop Elia optree, dat ons die gevolge daarvan in hoofstuk 19 sal sien. En dit is volgende week se teks, hoofstuk 19 van 1 Konings. En ek wil hê jy moet dit so lank bietjie begin aankyk. Want aggressiewe maniere van getuig ontlok aggressiewe teenkante. Dit kom baie duidelik uit in hoofstuk 19. Ons kan nie daarvan wegkom dat die gedroogte deel van God se oordeel was nie. Maar is ook in die tyd dat daar 'n stille getuienis van Obadja se kant af kom. Die Here is nie weg nie. Die Here is steeds teenwoordig. Die Here is steeds besig met ons. Obadja ervaar dit in die manier waarop hy in staat is om die 100 profete van die Here te kan voorsien van kos en skuiling. In ons wêreld van korrupsie, droogtes en chaos, bly die woord van God die maatstaf van ons hoop. Dit maak nie saak waar hierdie korrupsie, droogte of chaos in ons lewensverbande voorkom nie. God is daar teenwoordig. God weet wat aangaan. Dit vertel die eerste verse van die Bybel al vir ons. Wanneer daar vir ons vertel word dat die chaos van die oerchaos van die begin deur die Heilige Gees in bedwang gehou word. En nou lyk dit vir my prakties gesproke, is daar twee maniere waarop ek en jy kan krisisse hanteer. Die een is pragmaties en myself behoud ten alle koste. Dis wat Agab kies. Het jy raak gelees wat 'n diens Agab wat 'n diere Agab in die lewe wil hou? Perde en muile. Nie die skape en bokke waarmee hy die volk kan voed nie. Perde en muile.
Dis die militêre voertuie van daardie tyd. Dit was die militêre toerusting van daardie tyd. Ons sien in al die oorloë en in 'n minder of meerdere mate dit ook in vandag nog gebeur. Dat mense eerder wil staat maak op hulle militêre vernuf. Hulle is so gerig op hulle eie grootheid en hulle self dat niemand anders se siening stel nie. Mense kan ook nie met hulle redeneer nie. Nes met Agab. Daar's min mense wat vir my so moeilik is om te hanteer, as mense wat met hulle godsdienstige oortuigings op my afgestorm kom. Ek het nou eendag vir iemand gesê, daar's al 'n paar keer duiwels uit my uitgedryf. As gevolg van die feit dat ek nie bereid is om my te laat oordonder deur donderstorms en vloede nie. Jy gaan my nie oortuig met jou manier van doen wanneer jy soos 'n Elia op my afgestorm kom nie. Ek dink vir iemand in ons dag wat ek nogal onder hierdie klas van Elia profete sal vertel, is die Sweedse aktivis Greta Thunberg. Kyk, ek haal my hoed afval. Dit is ongelooflik. Ek kan net nie van haar en van haar manier van doen nie. En dan die tweede manier wat ek kry is die een van Obadja. Vertrou op God en doen net wat jy kan. Moenie vir ander mense vertel wat hulle moet doen nie. Doen wat jy kan. En hy doen dit in lyn met God se woord as sy vertrekpunt. Hierdie groep stoei met God se woord in die omstandighede van vandag. Hoe moet ek dit verstaan? Hierdie konflik in Palestina, hierdie konflik in die Oekraïne, hierdie konflik in Midde-Afrika, die manier waarop ons in Amerika op die huidige stadium moet vir mekaar knor. Hoe moet ek dit alles hanteer in hierdie tyd? En daarvoor wil ek jou vra, gaan lees weer die gesprek tussen Elia en Obadja van vers 7 tot 15 deur. Die eerste ding wat Obadja doen is die eerbiedige erkenning van die woord, soos dit verkondig word deur Elia. Elia se naam beteken die Here is God. En dan kry ons dat as die woord van die Here kom, dan kom daar geweldige spanning in vers 8 en 9. Dan kom 'n geweldige spanning by gelowiges, by Obadja. Hoe moet ek God se woord verstaan in hierdie tyd waarin ek is? Hoe kan ek in hierdie tyd waarin ek is sin maak van wat rondom my aangaan en steeds gelowig bly? Hoe gemaak ek as my baas van my iets verwag wat strydig is met my persoonlike geloof en oortuiging? Wie gaan dan aan die mense, die 100 weggesteekte profete kyk? Wie gaan vir hulle versorg? En dis die belydenis van ek glo Here, van daardie vader in Markus 9. Sy sê kind aan die Here toe. Hy sê ek glo Here, maar kom my ongeloof te hulp. Daardie ding dat ek weet ek het 'n aandeel, maar dit word net volmaak as U my help. Ek het die Tsonga uitdrukking gebruik, daar sê as die olifant bulle beklei, is dit die gras wat seer kry. En dis waarvoor Obadja bang is. In hierdie geveg tussen Elia en Agab, wie is dit wat seer kry? Wie is dit wat moet wegkruip, wat moet skuil, honger is, dors is? En dan kom ons en ons kry dat, soos ek net ook vir die kinders gesê het, wanneer die geveg verby is en die Here stuur die reën, dan kan die veld herstel. In vers 15 word God se teenwoordigheid bevestig. En daarmee saam sy autoriteit, sy gesag deur die woord. Agab sal met God gekonfronteer word. Die bose sal met die evangelie van Jesus Christus gekonfronteer word. Maar ons as gelowiges, in die situasies waarin ons is, moet ons dikwels onderwerp aan die situasie, maar getrou bly aan God. Obadja word die boodskapper. Hy is die een wat moet vertel en aanhou vertel van God en God se genade. En dis die plig van ons elkeen as gelowige. Ons is net die boodskappers van die evangelie. Dis opvallend dat vers 16 is dat die boodskap van Elia en Agab moes oordra. En dan hoor ons nooit weer van Obadja in hierdie verhaal van Elia nie. Maar Agab en Elia kom tot 'n ontmoeting. Nou ken ons die storie hierna van die berg Karmel. Maar ek wil sluit hier vanoggend, wil hierso stop. Julle ken die verhaal. Julle ken die oorwinning van Elia van God. Ek wil net vir ons saamvat hierso.
Die woord konfronteer ons in die alledaagse, in die manier waarop daar in stories, met die kerk, met die woord van die Here, met die sakramente gespot word. Dit word baie moeilik vir ons as gelowiges. Die openbaringsmiddel, die natuur, as eerste openbaringsmiddel vir ons gelydenis. En ons weet instinktief, iets is fout, iets is verkeerd. Die vraag is, hoe kan ek en jy onderskei hoe om te herstel, hoe om reg te maak wat verkeerd is? En dan beteken dit ons moet by die woord van God terugkom. God vra gehoorsaamheid, wat ons logika uitdaag. In ons dag en ons tyd weet ons van die realiteit van korrupsie en magsmisbruik en die totale ignoreer van God se woord. En ek en jy kan teenoor hierdie dinge op twee maniere optree. Aggressief en militant. En as jy aggressief en militant wil sien, gaan kyk op Facebook wanneer iemand aangeval word deur Christene. Dis skrikwekkend. Hulle kom soos 'n Elia vloed op hulle af. Of ons kan in vertroue met die Here bly. Die sagter aanslag. Ons kan uitreik na medegelowiges wat nog steeds swaar kry weens die droogte. Ook die droogte van die woord van God, soos dit ons lees in die Rigtersboek. Ons gaan hulle help om die alledaagse lewe te trotseer. Al vra dit dan van ons ook, om dit in die geheim te doen en persoonlike opofferings te maak. Ons worstel tussen geloof en vrees en eerbied, om 'n antwoord te kry vir die wêreld waarin ons vandag leef. Maar een ding is ons van seker. Ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. En dit vind ons in die sekerheid van die Here Jesus se lewe en opstanding. Dan kan jy moet dit aanhou voed en versterk deur gebed, deur skrifstudie en die gemeenskap van die gelowiges. Gehoorsaamheid vereis 'n persoonlike keuse. Dit gee ons die versterking om gelowig en in ooreenstemming met die woord waarbinne ons is, die wêreld in die oë te kan kyk. Dit bring my en vir jou by die punt waar Luther gesê het, hier staan ek kan nie anders nie. Amen. Here, as ons na alles rondom ons kyk, die wêreld, dan raak ons sommer opgewonde as ons sien van mense wat vertel dat hier die 22 September gaan kom. Here, mag dit so wees. Dis my gebed, maar Here, dis ook wat so strydig op soveel vlakke met wat U vir ons in U woord leer. En daarom wil ek vanoggend vir U bid. Help ons om U nie eers dan te verwag nie, maar net nou. Help ons om so te leef dat ons altyd gereed sal wees om te sê, hier is die Here. En tot dit, help ons sodat mense kan sê, maar ons het die Here by jou gesien. Help ons om so te lewe, dat die wêreld sal weet, Jesus Christus is die Here. Ek vra dit omdat ons dit nie sonder U kan doen nie. Ek vra dit Heilige Gees, omdat U die een is, wat ons moet bemoedig en inspireer en versterk. Ek vra dit, Here, omdat ek vir U lief is. Amen.